Ek wil vir ons 'n stukkie mee begin in Jesaja 6. So voor ons begin, dit is eintlik nog deel van die week van gebed waarmee ons besig is. En ons het die week stil gestaan om te vra, maar weet wat gebeur het en hoe gebeur het dat ek as 'n jong Christen, wat so vurig was vir die Here, en so ywerig was vir die Here, dat dit later maar stil raak en dood raak, en dat mens later, nie meer kans sien eers om kerk toe te gaan en allerlei goeters nie. Wat gebeur en hoe gebeur dit? En gekyk na 'n paar gevaardinge ook, en ek weet baie kon dit in die bywoon, dit is maar werk en besigheid en allerlei dinge, maar dit is op die website beskikbaar. Ek wil vra dat jy asseblief daarna sal gaan luister. Dis so geweldige belangrike goed. En nou gaan ons aan daarmee, en dis nog maar deel hiervan ook. Kom ons lees eers daar saam Jesaja 6, vanaf die eerste vers. In die jaar van koning Osia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtige, die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure en die kosyne gerammel het en die tempel vol rook geraak het. Toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my, ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein en ek woon onder onrein volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die koning gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde is versoen. Toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur, wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Toe sê die Here, gaan sê vir hierdie volk, julle sal hoor en tog sal julle niks verstaan nie, julle sal kyk en tog niks sien nie. Verder het my gesê, hierdie volk is traag van begrip, hulle ore is doof, hulle oë is blind, sodat hulle nie kan met hulle oë sien, en met hulle ore hoor, en met hulle verstand begryp, en hulle bekeer, en genees word nie. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur 'n paar van hierdie goed werk ook. Die vraag wat ons vra in hierdie tyd, en dis belangrik dat ons dan kyk, vir mekaar het afvra, en eintlik maar vir myself afvra is, het die passie vir die Here Jesus Christus in my stil geraak? En weet, dwars in my bediening het ek het nou al 'n paar keer gesing en tot mense spyt en hartseerheid gesing hoe Christene vir 'n stadium baie goed aangaan. Baie passie en baie vuur en baie ywer vir die Here het. Net om na ruk weer te begin verdwyn en weg te raak. Ons het donderdag aand mekaar daaroor gepraat en ook maar duidelik en helder ook vir mekaar gesê dat nie elkeen van hulle was werklik ooit van ons nie. Daar is 'n groot gros van hulle. Daar's 'n groot gros mense wat net 'n bietjie godsdiens het en net as entjies saamloop en daarna raak hulle weg ook en hulle wil later ook niks met die Here te doen hê nie. Maar ons sien dit in kinders van die Here ook. En mens die ergste wat mens sien is kinders van die Here wat 'n goeie pad loop en dan iewers sien die einde van hulle lewe die dinge begin duister raak. Begin koel en om die waarheid te sê nie regtig nie goed eindig nie. Ek wil vanoggend stil staan ook weer maar by 2 mense. Ons het gepraat oor Moses en Aaron in die week. Ons het 'n bietjie gepraat oor Moses en die volk en die verskil wat daar is. En ek wil nou weer kyk na 2. Jesaja wat hier skryf en Osia wat hier skryf. En die manier hoe hulle lewens hanteer het ook. Weet, as ons kyk na die Bybel en dwars deur die Bybel ook, dan is een van die realiteite wat dit vir ons leer is dat die Here hard met ons praat en ons gereeld korrigeer. En dis 'n tema wat dwars deur die Bybel plaasvind en ek weet nie van een van die manne van die Bybel en die vroue in die Bybel met wie God nie ernstig gepraat het en korreksies in hulle lewe moes aanbring nie. En jy kan maar gaan kyk na elkeen en Dawid, 'n paar keer lees ons daarvan hoe die Here voor hom kon staan en hom korrigeer ook. Ons kry dit in die Nuwe Testament ook. En elkeen van die disippels ook, dat die Here met hulle moet praat en hulle moet korrigeer. En die vraag is, hoe hanteer ons dit? As die Here ons in ons lewens korrigeer. Wat dink ons daarvan en hoe hanteer ons dit?
Habakuk 2 skryf 'n pragtig, is my 'n wonderlike gedeelte. Hy skryf: Op my wagtoring wil ek gaan staan, op 'n skansmuur my stel. Ek wil my spuur om te sien wat hy in my sal spreek, wat ek op my klagte moet antwoord. In kort sê Habakuk, ek wil in my binnekamer ingaan, die teenwoordigheid van die Here ingaan, ek wil my so stel dat ek kan hoor wat is die aanklagte van die Here Jesus Christus en my Vader vir my. En op die eerste oogafslag en in die eerste hoor klink dit vir ons baie snaaks. Nou, wie wil nou gaan hoor wat is verkeerd met my, nie waar nie? Wie wil nou gaan hoor waar al my tekortkominge, al my probleme lê? Maar wie Habakuk het 'n liefde en 'n passie vir die Here Jesus Christus, net soos ons by Jesaja het en die skrywers het, dat hulle weet, maar as ek voor die Here staan, dan gaan daar goed wees wat verkeerd is in my lewe. En as ek 'n rein en heilige lewe wil hê, dan moet ek luister hierna en ek besef maar, die korrigering van die Here is kosbaar. En dis iets wat ek te harte moet neem. Dis een van die kosbaarste dinge vir my as gelowige, is juist dat die Here vir my wys, waar is dinge wat tussen my en hom staan, dat ek dit kan hanteer, en dat ek nader aan hom kan kom. Die korreksie van die Here is nooit iets wat as negatief en pessimisties gesien moet word nie, maar dit kom uit 'n liefdevolle God, wat weer in 'n verhouding met ons wil staan. Ons het verlede week daaroor gepraat, Sondag, dat die Here wil in ons in 'n liefdesverhouding staan. Dit is oor my en oor hom, maar hy is 'n heilige God, en ek is nie. En dan wys hy vir my wat is nie, sodat ek in sy allerheiligste kan intree. Hoe kan dit iets negatief wees? Hoe kan dit iets slegs wees as die Here dit wil doen? En Jesaja kom doen dit ook. En hy kom doen dit in 'n tyd hierso, ook 'n hartsbegeerte soos ek dink ons ook maar het, dat ons wil net graag hoor wat die Here vir ons sê. Ek hoor in die charismatiese kerk is 'n snaakse ding wat mense hoor maar wat aangaan by die mense, dat hulle sê ons leef in 'n tyd dat ons weer 'n vars woord van die Here af nodig het. Nou ek verstaan wat hulle bedoel, wat daarmee ook, dat dit is weer tyd dat ons hoor, die kerk het doof geraak, ons hoor nie meer wat die Here te sê nie, en iets hiervan kry mens in Jesaja ook, dat hy ook wil hoor, maar Here, wat sê jy vir die volk, dit lyk of alles nou ten gronde gaan en tot niet gaan. Kom ons vat hier 2 mense, wat ons hanteer ook, en dit is belangrik ook om te luister daarna, vers 1, voordat die Here gepraat het, wat het gebeur. Wat het gebeur voor ons hierdie pragtige stuk visioen het? Is vers 1 vir ons geskrywe, en ek het gesê, elke ding in die Bybel is geweeg. Dis nie ligte woorde nie. Ons moet weet dat dit pertinent daar geskrywe is, daarom dat Jesaja 6 nie by vers 2 begin nie, maar vers 1 is vir ons geskrywe, want dit is geweldig belangrik. Hy skryf, in die jaar van Koning Usia se dood, het die Here gesien op 'n baie oor oor sit, en die onderste van sy kleed het die tempel geval. In die jaar van Usia se dood, toe kom en praat die Here weer. Wie is Usia? En ek wil juist hierdie twee teen mekaar konsentreer, plaas ook in geval hiermee ook, want ons as kinders van die Here dwaal weg, baie keer om die rede wat ons hier kry by Usia. Kom ons kyk nou gou na sy lewe. Wie is Usia? Usia is een van die nakomelinge van Dawid. As jy gaan lees daar in 2 Kronieke 26, was hy op 26 al hy koning geword, op 'n baie jong ouderdom, baie afhanklik van die Here. Kom ons lees daar vers 4 en 5, kom ons vat so net so uittreksels uit die hoofstuk uit. Hy het sê hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here, en alles die voorbeeld van sy pa gevolg. Pragtige man. Hy het na die wil van God gevra, gedurende die lewe van Sagaria. So terwyl Sagaria daar was, terwyl Sagaria wat 'n man van God was, hom geleer het, hom onderrig het, het Usia die Here gevolg. Hier lê 'n hele ander preek en opgesluit. Wat in sy openbaring van God gehad het, in die tyd van Usia, na die wil van die Here gevra het, en dat God het laat goed gaan met hom. Dan lees ons hy die Filistyne oorwin, die Ammoniete oorwin, die Meuniete oorwin, hy is tot in Egipte bekend geword. Hierdie jong man, wat later so 'n magtige en 'n groot koning geword het. Vers 16, maar, dis die probleem, daai maar. As ons deur die 7 briewe in Openbaring lees, dan kry mense dit elke keer. Die Here wat sê, die goeders wat jy doen, maar. En dis 'n baie ernstige maar waarna mens moet luister. En wie ons as kinders van die Here, volg baie hierdie pad. En dit het ek baie gesien al. Maar toe hy eenmaal mag het
het Josia ingenome geword met homself. Ek het daar onderstreep wat 'n paar belangrike goeters is. En dit was die begin van sy einde. Hy het aanmatig geword teenoor die Here en sy God opgetree. Hy het in die tempel van die Here ingaan om wierookoffers op die altaar te bring. Hy het gekyk na wat hy is en wie hy is en hoe suksesvol hy is. En omdat sy leiers nie meer daar is nie en sy geestelike leier nie meer daar is nie, het hy begin kyk na homself en hy self sy pad begin loop en homself begin dinge aanmatig, want kyk, ek is suksesvol, die seën van die Here is op my, en hy het begin trots raak. En kyk mooi wat hy sê, dit was die begin van sy einde. Hierdie goed het nie oornag gebeur nie. Dis 'n tydperk al wat hy dit loop, wat hy nie agtergekom het, dat ek is nie meer nederig nie, ek is nie in die teenwoordigheid van die Here nie. Dis 'n tydperk al wat hy weggegaan word, is 'n tydperk al wat dit sy einde is. En hy besef dit nie eers nie, dat die oordeel van God oor hom al klaar geval het. En wie, hier is 'n baie belangrike ding vir ons opgesluit ook, en ek wil hê julle moet dit mooi hoor. Baie kinders van die Here val wanneer dit met hulle goed gaan. Nie sleg nie. Dis baie keer by valse gelowiges, ongelowiges, dat die oomblik as dit moeilik raak en taai raak, dan loop hulle en niks daar weet nie, maar in kinders van die Here, en in baie kinders van die Here, kom die probleme juis met ons, wanneer dit goed gaan. Wanneer die salwing en die seën van die Here daar is dit die tyd wat ons meer moet waak as alle ander dinge. Want dis die tyd wat ons dink, maar ek het God nie werklik nodig nie, ek kan hierdie goed handle. Ek is daar al 'n paar jaar koning, ek weet mos hoe werk die dinge. Ek is nie meer soos ek toe ek jonk was, dat ek gevra het, maar Here, hierdie goed is bo en buite my nie, wys vir my, leer vir my, hou my afhanklik van U. En hy het nie dit besef, maar dit is in my binnekamer en op my knieë en in my afhanklikheid, dat die Here die land gelei het tot waar ek nou gekom het nie. En die hartseer gedeelte daarvan gebeur in baie gelowiges se lewe, dat hierdie trots is waar my ondergang is. Paulus skryf iets daarvan in 1 Korintiërs 12, pas op dat jy staan, dat jy nie val nie. Dat ek dink ek iets bereik, en ek is goed. Dis waar die val lê. Ek hoor, en ek lees getuienis van, dis een van baie getuienisse van 'n pastoor in hierdie vervolgde lande, waar hy werklik huil oor sy gemeente, die oomblik toe begin goed gaan in sy gemeente. En natuurlik die westerse predikant verstaan dit glad nie. Hoe is dit dat jy nou bekommerd is en regtig voor die Here huil, omdat dit nou begin goed gaan in jou gemeente en hulle nie meer vervolg word nie? Ek huil daaroor want ek weet hulle gaan nie die Here met soveel toewyding en ywer meer dien nie. Is dit waar? Hoeveel goed sluip nie tussen my en die Here in nie? Hierdie jong man was die Here Jesus Christus, was vir hom alles, en dit was sy lewe, en die Here Jesus en sy Vader en sy koning het hom gelei op die pad, dat hy kon koning wees. En toe het begin goed gaan, toe het hy op homself aangewese geraak. Ingenome geraak met homself. Wat 'n vreeslike ding. Jakobus skryf, maar die genade wat die Here gee is nog groter, daarom het hy gesê, God weerstaan die hoogmoediges, maar die nederiges gee genade. Die oomblik toe trots begin inkruip by Josia, toe staan hy nie meer saam met God nie, maar teenoor hom. Ek het al gesien hoe dit in gelowiges se lewe gebeur het, en dit is baie hartseer om te sien hoe hy loop van baie passie vir die Here en ywerig vir die Here na 'n punt toe, waar hy arrogant raak in die Here, en dink hy het niks meer nodig nie. Wie ek het al gekyk, en ek praat nou van kinders van die Here, wat na die kerk van die Here toe gaan, en ek gaan sit in die bank, en dan gaan vou hy sy arm so agteroor, en maar ja, kom ons kyk, wat weet hierdie dominee? Nie waar nie. Kom ons kyk of hy my vandag iets kan leer. Dis waarvan ek praat, dat ons beweeg van 'n afhanklikheid van die Here, praat met my, tot op 'n punt wat ek dink, maar ek is ingenome in myself, ek ken hierdie Bybel, ek het hom nou al 'n paar keer deurgelees, ek is hom nou nie 'n groentjie nie, en dis 'n groot gevaar, veral in die era waarin ons lewe. Weet jy, 50 jaar, 100 jaar terug, was die predikant die mees geleesde ou gewoonlik op die dorp. En dit was maar so, niemand het universiteit toe skool gaan nie, as jy op 'n dorp kom, is die predikant die enigste wat op universiteit was, baie jaar lank al verby.
Die feit van die saak, en ons is doodbewus daarvan, voor my sit mense met grade ver bo my, baie slimmer as ek, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Ons leef in 'n era wat jy alle inligting kan bekom, jy het jou foon in jou sak, en jy kan dit net Google. Jy kan alles weet. 1 Korintiërs 8. Ons weet dat ons almal kennis het, en vandag nog meer as ooit tevore. Kennis is nie die probleem in die kerk van die Here Jesus Christus nie. Kennis maak verbrand, maar liefde bou op. Kennis wat by mekaar gemaak word sonder die intieme verhouding van die Here Jesus Christus, is kennis wat verwaand maak. En liefde bou op. Iemand wat meen dat hy kennis van iets het nog nie die kennis wat hy behoort te hê nie. Maar as iemand God lief het, ken God hom. Dis eintlik al wat saak maak op jou net. Nie hoeveel kennis het jy, ken God my. En gnoske, ons het die week daaroor gepraat, ken ek hom op 'n intieme manier. Jou kennis en akademiese kennis is baie waardevol vir jou werkswêreld, maar nie geloofswêreld. Wie ek ervaar het so dat ek het al vir mense gesê, weet as ek nou luister na my preke wat ek was toe ek hier gekom en dan kry ek half skaam daaroor, weet. Ek vra vir julle om verskoning dat julle daarna moes luister. En die goeie wat mense geweet het, en met oor 20 jaar gaan ek presies weer dieselfde vrae. Daar is nog soveel om te ontdek. As ek hierdie woord deurlees en ek die woord deurkom, dan kom ek agter, maar Here, ek ken nog net die punt van die ysberg. Daar is soveel meer om te ken. En mens moet waak teen jou hart. Dat ek nie daar sal sit en ek onthou die toppunt van arrogansie wat ek een keer gesing het, maar hy was nie 'n gelowige nie. Is vroeg in ons gemeente se bediening het my gesê, Dominee, ek het nou alles by jou geleer wat ek kon leer. Ek gaan nou na 'n ander kerk toe. Maar in 'n geval is natuurlik nie na 'n ander kerk toe nie. Hy het nie gehou van my praat van sonde en die reguit hantering van sonde en nie gehou van my korreksie nie. Nie gehou wat die Here vir hom sê nie. Maar die trots en die arrogansie om te dink, maar ek weet alles. En toe hy dit vir my sê, dus net vir myself, ek het hom nie eens niks daarop geantwoord nie. Ek wens ek het alles geweet. Here, daar's in my hartsbegeerte vir nog soveel meer. Ek voel ek het nog nou net gekrap hieraan. En as ons kyk na hierdie teks ook, my liewe mense, ons kan vir 'n maand en meer besig wees met hierdie teks. Ek krap nog net aan die teks. Daar is soveel diepere insig en dinge om te leer hier uit. Ons kom na Usia toe. Vra jou 'n goue vraag. Toe Usia begin trots raak en hierdie sonde begin hom oorneem met hom, het hy minder godsdienstig geraak. Baie sondes, en baie keer as ek 'n valsgelowige is, dryf my weg van die Here af. Maar hier lê 'n sonde wat 'n baie groot uitsondering het, omdat ek blind is vir myself. Usia het nie minder godsdienstig geraak nie, inteendeel, as daar trots is, dan raak ek meer godsdienstig. Want ek het die idee binne myself, ek weet alles, ek kan dit hanteer, ek sal vir julle wys. En dan begin ek al meer godsdienstig raak. Hierdie jong mannetjie het gekom en hy het 'n paar jaar koning geword en hy seker toe nie meer 'n jong man nie, sê nie hoeveel jaar later dit is nie. Hy stap in die tempel in. Hy's opgelei in die skrif. Hy weet presies wie mag offers bring en wie nie. Maar luister, hoe kom dit ek luister na die priester? Ek is die koning. Ek kan doen wanneer ek wil, soos ek wil, waar ek wil. In elk geval, hoekom is dit so erg? Is nie eens 'n diereoffer nie. Hy lê 'n paar takkies op 'n altaar en steek dit aan die brand. Ek meen, ek kan dit mos doen soos ek wil. En die oordeel van God op hom. 2 Kronieke 26 gaan aan, vers 17. Die priester Asaria prys die Here vir manne van God, wat nie bang is om die waarheid te praat nie. As Asaria sy mond oopmaak, kan Usia sê, kap sy kop af, ek maak jou dood. Wie is jy om te praat teen die koning? Daar's 'n groot gevaar om sy mond hier oop te maak. Met 80 priesters en soldate by hom. En dis nie dat hulle hom moes beskerm of iets kon doen nie, want hy is die koning, hy het die hele leer agter hom. Het agter die koning aangegaan en by hom probeer keer en vir hom gesê, dit kom u nie toe om die Here wierookoffers te bring, Usia. Om wierookoffers te bring is 'n voorreg van die priesters, die nageslag van Aaron. Hulle is daartoe gewy, gaan liewer uit die heiligdom uit. U matig die dinge aan en u sal daarvoor
geen waardering kry van God die Here nie. En matig hom aan. Nou hier kom die kruks van die saak. As iemand met jou praat en jou aanmatig, jou vermaan oor sonde in jou lewe en iets wat verkeerd is in jou lewe, hoe weet ek wanneer ek trots is? Dis in jou reaksie op die korreksie. Dis waar jy weet waar trots lê. Kyk 'n bietjie altyd, as iemand jou korrigeer in jou lewe, of jou aanraak, hoe is my hantering hiervan? Wat moes Hosea gedoen het? Hosea, as hy nederig was en naby Here gelees het, gesê, o, dankie, ek het nie reg gedink oor die goed, ek het my goed aangematig, julle is doodreg, die skrifte sê so, God se orde het so bepaal, dis soos hy dit wil hê, en al is ek die koning van Israel, het ek nie die reg nie, ek is nie iets besonders of uniek nie, ek is nie die uitsondering op die reël nie, God het gesê, en dis sy gebod, en dit moet ek doen. Wat is sy reaksie, vers 19? Hosea die wierookpand in sy hand gehad om die offer te bring. Hy het briesend geword. Maar terwyl hy teen die priesters uitvaar, so het hy hom geskel en gevloek ook, breek daar melaatse op sy voorkop uit, in die oë van die priesters daar in die huis van die Here voor die altaar. As daar trots in my lewe is, en daar kom korreksie, is daar altyd 'n reaksie teen dit. Ek raak kwaad. Hoekom? Ek raak kwaad, want daar's trots. Wie is jy om vir my te sê? Hoe durf jy vir my sê? Hoe reageer ons as iemand aan daai sagte plek raak, wat ek weet dit verkeerd is? In plaas van bely. Vers 20, toe die hoëpriester Asaria en al die ander priesters na hom toe kyk, is hy melaats op sy voorkop. Hulle het hom daar uitgedryf en hy self haastig om weg te kom, deur die ramp oor hom gebring. Die oomblik wys die Here vir hom op die uiterlike, dit wat hy klaar binne is. Jy is vrot van die siekte, vrot van die trots, en toe word dit na buite ook. God staan teenoor die hoogmoedige. Die mens wat homself iets aanmatig, en dink hy is iets wat hy nie is nie. Die teendeel daarvan, 2 Korintiërs 3 sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, maar die sluier van gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van die Here Jesus Christus gelyk te word. Die heerlikheid van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Dis die pad wat die Here in ons lewe wil stap. Dat hy korrigeer my en hy gaan my baie in my lewe korrigeer, en ek hoor dit, Here, en ek hoor dit deur kinders. Ek hoor dit deur baie gelowiges, ek hoor dit deur mense wat partykeer nie eers so ernstig so leer, maar ek hoor u stem. En ek luister daarna. En Here, laat ek u beeld net al hoe meer gelyk raak. Laat ek dit uitstraal. Onthou wat ons hierdie week oor gepraat het, oor die goud en die reflekterende aard daarvan. Laat ek suiwer wees voor u. Laat ek u reflekteer. Hoe lyk jou beeld? Dit wat ek uitskyn in die wêreld. Kom ons kom aan die ander kant toe daarvan. In die jaar van Hosea se dood, krisis, ander man van God, albei manne van God, Jesaja. Hy praat daarvan, kom ons begin vers 3, nou werk ons so 'n stukkie af. Hy gaan net vinnig dit hanteer, daar's nie tyd om diep hierin te gaan nie. Hy sê die serafs is anders as engele, daar's verskillende soorte engele, ons kan nie nou daarop ingaan nie. Serafs is baie groot, word beskryf met die 6 vlerke om, baie besondere bediening wat hulle het. Hulle staan voor die troon van God. Hulle werk is die aanbidding van God. Ander engele word uitgestuur, serafs bly altyd in die teenwoordigheid. Mekaar toegeroep, heilig, heilig is die Here God almagtig. Aarde is vol van sy heerlik. Hier staan hierdie magtige engele. En dis iets wat ons baie mooi moet besef ook, en ek dink nie ons as kinders van die Here het enige klou wat die heiligheid van God beteken nie. Ons het hierdie hele week gepraat daaroor, maar ek dink nie ons het 'n klou nie. Hierdie is engele wat nog nooit gesondig het nie. Daar is niks fout in hulle lewe nie. Hulle is groot, magtige wesens. En hulle roep uit, heilig, heilig. Dis nie 'n liedjie wat hulle sing nie. Hulle reflekteer op dit wat hulle sien op die troon. En hulle bedek hulle lyf, hulle bedek hulle aangesig, en die ander 2 vlekke vlieg. Hulle kyk nie eers na die allerheiligste God nie. En dis serafs.
Hoe hanteer ons God in ons binnekamer as ons met hom praat en hom soek? Hoe storm ons daarin? En hier staan engele, en hulle waag dit nie eers om te kyk na God nie. Sy heiligheid is net vir hulle te groot. En let op, ek het dit al gesê, maar ek sê dit weer, dis die enigste attribuut van God, wat in die Bybel 3 maal herhaal word. Nêrens in die Bybel kry jy magtig, 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 genadig, 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 liefdevol, liefdevol, en ons kan so aangaan met al die attribute van God. Nêrens in die Bybel word een van hulle 3 keer herhaal nie, behalwe 'n paar keer in die woord. Heilig, heilig, heilig. Hoekom heilig? Die 3 maal, die beklemtoning. Dis die grootste, en ek wil dit waag om te sê, een van die belangrikste, nie dat die ander minder belangrik is nie, attribute van God. Sy heiligheid. Hy woon in ontoeganklike lig. Daar is niks sonde, niks verkeerd, niks by hom nie. Die onveranderlike God. Hy verander nie vir jou nie. Hy verander nie vir Hosea nie. Hosea, as jy in my teenwoordig kom, moet jy word soos ek is, en daarom het ek jou as jong seun geroep, ek het vir jou Sagaria gegee, om jou op 'n pad te lei. Maar jou oë dof geraak, en jy die pad misgeloop. Ek het jou gelei om in die heiligheid in te kom. Dis die pad wat hy vir elkeen van ons gereed gemaak het. Dis hoekom sy seun gesterf het, ons het die tafel hier voor ons daai brood eet, daai liggaam is gebreek en daai bloed het gevloei, dat ek in die allerheiligste van God kan inkom, dat ek die pad van heiligmaking kan stap, dat ek 'n lewe kan hê en reflekteer. Heilig is hy, weet jy, uit sy heiligheid vloei sy liefde, uit sy heiligheid vloei sy genade, uit sy heiligheid vloei sy geregtigheid. Het is belangrik dat ons hierdie goed reg sien. Ons het te veel mense wat vandag net praat oor die liefde van God, maar kan nie praat oor die liefdevolheid van God as dit nie uit sy heiligheid uitkom nie. Dan is ek besig met 'n ander Christus. Dan is ek besig met 'n Christus wat net lief is vir almal. Dit maak nie saak oor jou sonde en wie en wat jy is nie, want ek sy heiligheid ontneem. Die engele wat aanroep, heilig is heilig sê. Hulle het so hard geroep dat die hemel gerammel het, die deurkussyne het gerammel, die hele hemel het geskud van 'n aanbidding. En dan Jesaja se reaksie, en dis waarby ek gou wil stil staan, vers 5. Dis klaar met my. Dit is 'n man van God wat dit sê. Dis klaar met my. Ek is verlore, elke woord op my lippe is onrein. Dis 'n profeet wat in diens van God staan, 'n man na God se hart. Maar toe hy die vars woord van die Here sing, die visioen sing, en die Here na hom toe kom, toe sing hy God vir die eerste keer, soos hy veronderstel is om God te sing, en ek besef vir die eerste keer wie ek werklik is. My liewe mense, jy kan nie werklik in die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus kom, en jy bly dieselfde nie. My oë word oopgemaak vir wie hy is, en nommer 1, sy heiligheid. Johannes het dieselfde gehad in Openbaring, toe hy die Here Jesus Christus sing, toe val hy dood neer, soos dood. Hoekom? Oor die absolute heiligheid van Christus en van sy Vader. Kan nie anders. En dan saam met dit, gaan weg van my af, Here, ek is 'n sondaar. Is 'n heilige man wat dit sê, wat werklik 'n pad saam met die Here stap. Want dis waar ek die eerste keer besef, my Here, maar elke woord oor my lippe is onrein. Ons gaan, as die Here wil, volgende week bietjie begin stil staan, net 'n kort deel uit Romeine 1-3, want ek wil hierdie punt regtig onder ons aandag indruk. My totale ganse verlorenheid. Dat ek dieselfde oordeel oor myself kan hê, as wat Jesaja hier oor hom het, toe in die teenwoordigheid van die Here stap. Want ons kyk na mense rondom ons, en dan dink ons is daaruit. En Jesaja sal by homself gedink het, en hy kon dit reg gedink het. Ek is ernstig oor Here, ek op 'n pad saam met die Here, die volk wil nie luister nie. En homself dalk 'n bietjie kon aanmatig, soos wat ons doen, totdat ek die standaard sien. Dis die standaard van heiligheid. Nie teenoor 'n onheilige volk nie, maar in die teenwoordigheid van heilige God.
Dan die evangelie, toe vat een van die seer was 'n gloeiende kool met 'n tang aan, en het na hom toe gevlieg en op sy lippe kom neersit. Dis in kort waaroor hierdie hele tafel gaan. Die bloed van die Here Jesus Christus en liggaam van die Here Jesus Christus. Ek maak jou nuut. Ek maak jou vry. Besef ons wat dit beteken. My liewe mense, ons kan nie besef wat hierdie brood en die tekens beteken nie. Ons kan nie besef wat 'n wonderlike ding daai gloeiende kool was van die altaar van die Here Jesus Christus af, om hom aan te raak, en ek brand al die vuilheid uit jou uit. Ek het gesterwe, my bloed het gevloei, my bloed was nou deur jou, en alles uit, Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Besef ek dit? Ek besef eers hierdie woorde, as ek besef hoe vuil my lewe is. Al probeer ek nie sonde doen nie. Al probeer ek hoe heilig lewe, Here, ek weet hoe diep dit in my lewe inloop, en ek ervaar dit wat Paulus ervaar in sy lewe ook, dat hy skryf op sy ou dag, ek die grootste van alle sondaars. Hoekom? Ek het gesien hoe diep hierdie wortels van die sonde in my lewe inloop. Toe ek 'n jong Christen was, en ek het in my lewe so gehad, toe was ek baie beïndruk deur die Here net my laat ophou vloek het. Maar as soos 'n pad saam met die Here loop, kom ons agter waar kom dit alles vandaan. Hier die diepte van my hart, my trots, my eie ek, my onvergenoegdheid, jy kan aangaan daarmee. En as ek 'n bietjie daarvan hanteer, dan vat die Here my na die volgende vlak toe, en wys hy vir my nog hoe dieper dit loop, en hoe dieper dit loop, en hoe dieper dit loop, en hoe dieper dit loop. En in die proses is ek besig om heeltyd te verwyder. Elke stukkie vullis in my lewe. Dis die pad van heiligmaking. As hierdie week stil gestaan, ek wil daai teks, Hebreërs 12 vers 14, oor en oor by julle indring. As daar een boodskap is vir die tyd, en die era waar ons in lewe, nie soseer die eerste deel nie, dit is net so belangrik, lewe in vrede met alle mense, maar beywer julle vir 'n heilige lewe, waarsonder julle God nie sal sien nie. 'n Heilige lewe. Ek sing so 'n stukkie teologie van Berkhoff, en baie waardering van wat hy geskryf het, maar baie van hulle kry my so half die gevoel dat dit doen een kant van heiligmaking. Dit is so, heiligmaking is 'n werking van God, is 'n werking deur die Heilige Gees. Maar 'n kort stukkie leemte in daai teologie, in die woord beywer. Paulus skryf in die ou vertaling, werk julle heil uit, werk jou heiligmaking uit. Dit wat Christus in jou gegee het, ek het jou regverdig gemaak, ek het jou my kind gemaak, maar dis nie waar dit bly nie, ek moet jou heilig maak. Daar's nie regverdigmaking sonder heiligmaking nie. Ek kan nie sê ek is 'n kind van die Here, en ek leef nie soos 'n kind van die Here nie. Ons het hierdie week baie daarvan gepraat. Dis nie my werke wat my red nie, jy onthou donderdag aand. Maar is my lewe wat wys waar my hart werklik is. Het ons 'n vars woord nodig? Ek weet nie of ek heeltemal met die vars sal saamstem nie. Asof daar nog iets is wat gesê moet word. En ek is bevrees, daar is baie van die charismatiese kerke, en ek is baie bekommerd daaroor, wat soek na iets meer as wat die Bybel sê. Die openbaring is klaar. Ons staan baie sterk daarin, dat ons gaan niks meer verder geopenbaar word nie. Het ons nodig om duideliker en dieper te sien en te verstaan wat die Here vir ons sê? Ja. Ek sal vars in daai opsig staan. Here, ek het nodig om weer te sien. Vers 19, die nugterende woorde. Toe die Here sê, gaan sê vir die volk, julle sal hoor en hoor en niks verstaan nie. Is dit nie 'n wêreld waarin ons vandag leef nie? Hoekom? Want hulle is so trots en so selfvoldaan, en so seker van wat hulle is. Ons leef in 'n land wat God nie nodig het nie. Ons kan doen wat ons wil, kan koop wat ons wil, kan gaan waar ons wil. Kan kerk toe gaan as ek wil. Hulle hoor en hoor, baie sit in die kerk, maar hulle lewens verander nie. Kyk tog en hulle sing nie. Hulle sê vir my, hierdie volk, die Here het gesê, hierdie volk is traag van begrip, maak hulle ore doof en hulle oë blind, sodat hulle nie meer kan sien nie. Met hulle ore hoor en met hulle verstand begryp, en hulle bekering genees kan word nie. Wie doen dit? God doen dit. Ek maak hulle doof. Ek maak hulle blind.
Ek het klaar geoordeel ook. Ons moet mooi luister wat die Here sê. As ek jou korrigeer, luister. As ek jou aanvat, luister. In die jaar, nie elke preek sal die Here jou aanvat nie, maar as hy jou aanvat, dan vat hy jou aan. Dan luister ek en sê ek, hier is ek, Here. Ek soek u aangesoek, ek soek u tugtiging, ek soek u teregwysing. Want my begeerte is om by u te wees en in u te wees. Ek sluit af. Donderdag aand het ons hier by stil gestaan. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, hy wil gehoor word. En as jy dit hoor, ek sal ingaan by hom, en saam met hom 'n feesmaal hou, en hy saam met my. Daar's net een ding wat die Here begeer, en dis jy. Ek soek jou. Ek soek 'n intieme verhouding met jou. Die woord wat ons daar gebruik is gnosko, om te ken, soos 'n man en 'n vrou mekaar ken, is dieselfde woord daai. Baie diep intieme vlak. Ek ken jou. Ek wil jou ken. Die realiteit is, hy is heilig en ek is nie. Here, maak my heilig. Maak my rein. Maak my los van die wêreld, die dinge van die wêreld, dat ek U kan ken. Amen. Here Jesus, ons sê vir U dankie. Dankie dat U vir ons so ontsettende liefde het, en dat U ons wil ken. En ons weet dit en ons sing dit, en in hierdie wêreld dat hulle hoor en hoor, wil nie luister, en hulle oë dof geword. Hulle is vol van hulself en van hart. En baie binne die kerk wat dieselfde pad volg, Here. Ons bid ook dat dit nie in ons lewens sal gebeur nie, en ons bid ook, Here, dat U oë sal oopmaak en harte sal oopmaak. Ek bid vir hierdie gemeente en elkeen wat hier is, Here, dat dit ons hartsbegeerte sal bly en ons vuur en ons passie en ons lewe sal bly net een ding. Ek wil my Here Jesus ken. Elke stukkie, elke greintjie van wie en wat hy is. Soos Moses die intieme begeer gehad het, ek wil die aangesig van my God sien en dit nie gelos het nie, Here, maak dit so in ons lewens ook. Ek wil U aangesig sien. Ek is nie tevrede met wat ek het in U nie, ek soek meer, ek soek U dieper, ek soek dieper verstand ook. En saam met dit, Here, maak my so heilig as wat jy hierdie mens kan maak. Dis waarvoor ek my beywer. Dis waarvoor ons as gemeente beywer, Here. Dankie dat ons by hierdie tafel kan aansit ook. Dankie vir U bloed wat gevloei het, U liggaam wat gebreek is. Dat ons U kan ken. Dat ek kan 'n rein en heilige lewe hê en 'n pad saam met U kan stap. Here, ons is dit nie waardig nie, maar ons gryp dit met albei arms aan en sê vir U dankie daarvoor. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.